langzaam, ons span hom maar in vir wat ons het om te doen. Hoekom sal ons nou 'n vreemdeling in ons midde inbring as ons 'n bekende het om dit te doen? David, baie dankie dat jy weer eens bereid is om vir ons te kom preek vanoggend. Dis nie elke dag wat dit plaasvind, wat Vrydag plaasgevind het nie. Want dit is David se job om dit te vertel. So, genoeg gesê van my kant af. David en Jolandi, baie dankie. Sterkte met die Erediens. Goeiemôre aan elkeen van julle. Is lekker om nuwe gesigte te sien vanmôre. Jy weet, 'n pastoor wat elke oggend vir dieselfde mense preek, ek dink is frustrerend partymal. Ek was lank het ek gemeentes gehad. Dis nie die maklikste mense om mee te werk nie, is die mense wat dink hulle sit in die voorgestoeltes en hulle is op pad hemel toe. En hulle wat fout vind met alles. Fout vind met die preek, fout vind met die mense, fout vind met die hoedings, die klere drag en al sulke goeders. Maar ek is een van daai mense, ek vat nogal mense vas as ek kom by my gemeente. As daar iemand niets inkom en hulle behandel hulle nie goed nie, dan sal ek na die tyd bietjie vasvat en sê, dis nie die liefde van die Here nie. Ja. Ek weet hoe voel dit om werklik in 'n kerk in te stap en ek ken niemand nie en ek wil graag my lewe oopmaak want my lewe is in chaos. My vrou, sy bid vir 'n nuwe man. En vandag is ek dankbaar vir hierdie tyd. En vandag kan ek vir julle sê, die dag toe ek hoor my vrou sê vir iemand, die Here het vir my 'n nuwe man gegee, toe weet ek, God het 'n goeie werk gedoen. Amen. En hier kan 3 mense sit, hier kan 100 mense sit, ek gee nie om nie. Maar die woord van die Here sal ek altyd uitdra. Nou, broer Chris sê vir my, geen gekoppie en gepuis vandag. Nou ek is nou nie so gelukkig. Ek kan nie onthou wat ek voorheen gepreek het nie. Ek moet na die Facebook toe gaan en al sulke goedes. Maar ek los alles vir die Heilige Gees. Ons moet gedryf word deur die Heilige Gees. Ja, amen. So kom ons bid en ons vra die Here om hierdie samesyn net te seën. Hemelse Vader, weer eens 'n groot voorreg om onder hierdie mooi bome te wees. In die natuur, Here, waar ons u grootheid kan aanskou. En hier waar ons by mekaar kom vanmôre, kan ek net sê dankie. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade. Dankie Here dat ons so saam kan kom net om u naam groot te maak en te kan hoor wat u vir ons in stoor het vanmôre. Soos ek altyd bid, Here, maak my niks sodat u alles sal wees. Dis u woord, Here, en dis nie my woord nie. Maar u woord woon binne my en ek is dankbaar daarvoor, Here. Dankie vir wedergeboorte. Dankie Here dat ek die ou mens afgelê en as 'n nuwe mens opgestaan het in Christus Jesus, halleluja. Here, seën hierdie samesyn vanmôre en doen soos u wil en nie soos ons wil nie. Laat u wil geskied in hierdie oggenduur, dat ek net 'n spreekbuis sal wees vir u en ek dank u daarvoor in Jesus Christus naam. Amen en amen. Nou gewoonlik as daar 'n eregas is, wie kry eerste kos? Die eregas. Nou die eregas vanmôre is die een wat lewe onder die lofsang van sy kinders. Amen. So die lofsang is sy kos vanmôre. So ons gaan hom eers bietjie lof besing. Ek weet, ek sing nie kerkliedjies soos ander mense nie. Ek hou van mense wat uit die hart uit sing. Mense wat jy kan ervaar, hoor jy. Hulle sing uit die hart uit. Hulle ken hom. En as jy nie die lied ken nie, luister maar net. En as jy die lied ken, sing saam. So ek gaan vanoggend begin met Was dit vir ons gewees?
Halleluja. Hulle het hom weggevat, doringkroon op sy kop. Het loop oor sy gesig, liefde dra die kruis op. Golgotha se heel wag, spykers deur sy hande, hemelhuil in stilte, breek al aarde se bande. Lei hy regtig vir my sonde so swaar. Die seun van God sterf hier, sodat ek kan bly, genade kom vandag. Eli, Eli, roep hy, verlate in die donker, my sonde op sy skouers, liefde dieper as water. Die voorhangsel skeur van bo, die aarde skud en bewe. Hy blaas sy asem uit, sodat ek nou lewe. Lei hy regtig vir my sonde so swaar. Die seun van God sterf hier, sodat ek kan bly, genade kom vandag. Wat beteken hierdie kruis vir my? Alles wat ek was is vrygespreek. Sy bloed het my naam geskryf, ek is vry voorwaar. Lei hy regtig vir my sonde so swaar. Die seun van God sterf hier, sodat ek kan bly, genade kom vandag. Baie mense loop met vraagtekens rond. Was dit werklik vir my? Of was dit net vir die dominee? Of was dit net vir die predikant? Baie maal het ons hierdie negatiewe gedagtes oor wat Jesus vir ons gedoen het. En vanmôre is ek so dankbaar dat party mense, ons het nou the Passion of the Christ vir my kleindogter gewys en sy was so geskok gewees. Ek dink dit is die enigste rolprent wat ooit kon bewys dat werklik hy misvormd was volgens Jesaja 52 en Jesaja 53. Hy was so misvormd gewees dat hy nie eens gelyk het soos 'n mens nie. Ja, ons kyk na hierdie rolprent mense en ons kyk na hulle lewens en soms wonder ons, Here, hoe kan hulle kinders van die Here wees? Van die movies wat ek al gekyk het of die rolprente wat ek al gekyk het, laster hulle so. Maar ek wil vir julle een ding sê. Sy lyding was nie net vir my nie, dit was vir ons almal gewees. Amen. Sy lyding was vir elkeen wat swaarmoedig is, wat siek is,
wat so diep in sonde is, en weet nie meer wat se kant toe nie. Nou hierdie man wat hier so staan was 'n volslae dwelmverslaafde, vir die wat dit nie weet nie. En ek het al 'n geweer teen my kop gehad. Baie jare terug. In 'n motorfietsongeluk gooi hulle my toe. En 'n man by die hospitaal hoor oor die radio oor die jong man wat oorlede is met die motorfietsongeluk. En toe ek uit die koma uitkom, het hy vir my gesê, hy het net hierdie gevoel gehad. My vrou sê, dis nie 'n gevoel nie, dis wanneer die Gees van God met ons praat. Amen. Sonder dat ons besef, is hierdie stemmetjie binnekant ons. En hy sê vir die manne oor die radio, julle kan nie die staatslykswa uitstuur nie. Julle moet daardie man inbring. En hy sê 2 ure gesukkel, en toe my hart aan die gang kom, toe weet hy. Jare daarna kom die man tot bekering. Jare daarna het ek my vrou ontmoet. En 14 jaar van my vrou was in die water gegooi. Omdat ek die leuns van die vyand geglo het, dat ek niks is. Dat ek soos my pa is, en so sal ek sterf. Ek moes gesien het hoe my pa my ma slaan, laat die bloed teen die mure spat. So het ek groot geword. En as so 'n jong kind het ek in parkies geslaap deur die week. Dis my lewe gewees. En ek het uitgedraai, soos die een wat ek die meeste gehaat het. Maar ek dank die Here vandag vir 'n leeg graf. Amen. Amen. Oh, yeah. Toe die son oor die horison breek en die stilte sag begin spreek, het die wêreld nog nie geweet die wonder wat sou gebeur. By die graf waar hy gelê het, was daar niks meer oor van dood. Net 'n engel wat kom sê, hy lewe, hy's nie meer hier. Hoop het weer begin asemhaal. Lig het deur die donker gestraal. Die graf is leeg, die koning leef, die klip is weg, die dood beelde. Hy het oorwin, hy het alles gegee. Jesus leef, vir altyd leef.
Amen. Prys die Here. Ons prys die Here vir 'n leë graf. Dis hoekom ons hierdie naweek altyd sal herdenk. Ons is baie mense wat my ken, weet dat ek is onvoorbereid hierso vanmôre. Ek weet nie wat het die Here vir ons in stoor vanmôre nie. Daai copy en paste, jy weet. Ek is nie so gelukkig nie. My heel eerste preek wat ek uitgewerk het, toe ek beroep is, vra die Gees van die Here vir my, wie gaan praat vandag? Ek of jy? En ek moes die beste preek wat volgens my uitgewerk is, moes ek opvrommel en in die asblik gooi. En die leiding van die Heilige Gees was nog nooit verkeerd nie. Nou elke jaar sal die mense dieselfde goed doen. Vrydag doen hulle dieselfde ding. Saterdag dieselfde ding. Onthou ons konferensie. Ons altyd konferensie, want konferensies, ek verstaan nie dat hulle sê ons moet weer herleef nie, want ek weet nie hoe kan 'n mens koud raak as jy 'n verhouding met die Here het. Jy bly net aan die brand, halleluja. Iemand vra my nou die dag, wat is jou ouderdom van retirement in die bediening? Ek sê, ek glo nie in retirement nie, ek glo in refire. Ja. My hele lewe gaan oor die Here. Omdat hy my diep uitgehaal het. Omdat hy my skoon gewas het. Omdat hy 'n prys betaal het. Ek sê vir my kleindogter gister, ek sê, dit is hoekom oupa sy hele lewe vir die Here gee. Ek wil niks anders doen nie. Party mense dink is 'n vervelige lewe, dit is nie. Die Here is vol surprises. Vol surprises. Elke oggend as ek en my vrou wakker word, dan sê ons, ek wonder wat het die Here in stoor vir ons vandag. Want die Here het nie een van ons 'n pad van maanskyn en rose beloof nie. Die mense bring preke, die mense voel skuldig, hulle kom vorentoe. Weet julle wat, in die Bybel is daar nog nooit 'n altaar calling nie. Nog nooit. Hy het gesê, as jy my wil volg, neem jou kruis op en volg my. Dis wat hy gesê het. Want dit gaan nie 'n maklike pad wees. Daar gaan storms wees. En die Here se woord wat in jou hart is, sê vir jou, hy is nog steeds met jou. Hy sal jou nie begewe nie, en hy sal jou nie verlaat nie. Dis hoekom hy sê, sy woord is 'n lig vir my pad, en 'n lamp vir my voete. Amen. As ons nie sy woord ondersoek nie, en ons spandeer nie tyd met hom nie, gaan ons hom nie leer ken nie. Gaan ons hom nooit ken. Ons gaan nie weet wie hy is nie. En ons sal nooit weet of hierdie goed waar is nie. Nou as ons die Ou Testament lees, dan profeteer die Ou Testament van Genesis af tot Maleagi oor Jesus Christus. Almal lees dit as 'n storieboek. As ek dit oopmaak, dan sien ek Jesus omtrent in elke hoofstuk. Dan sê mense, hy praat nie van hom in die Ou Testament. Sagaria, 'n profeet van God, kom en hy sê, ek sal genade bewys aan die wat my deurboor. Immanuel, God met ons, God wat vlees geword het. Hy wat die woord is, en in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En hierdie woord sê die Bybel ook, dat deur die gehoor kom geloof. En hoe kan julle hoor as niemand geroep is nie? Ek dink te veel mense is beroep, te min mense geroep. Want die mense is daar vir die ching-ching. Ja, jy kan nie sonder ching-ching. Ek moet ook 'n brood koop. Ek moet ook diesel ingooi. My eerste preek, wanneer is ek beroep Klerksdorp toe? 2019. Ja. My eerste preek, terwyl ek preek, kom
kom die Gees en neem oor en ek sê ja, die dieselpryse en die petrolpryse gaan die hoogte inspring in die tyd vorentoe. Nooit geweet dit gaan waar wees nie. En dit wat ek gesien het, is ons gaan draai naby die 30 rand 'n liter. Kyk waar is ons nou? 2019, 2026, 7 jaar terug. Waar gaan dit eindig? Dit gaan nie eindig. Dit gaan nie eindig. En voordat ek vergeet, ek het mense wat nie Facebook het nie. Amper vergeet ek om die WhatsApp vir hulle aan te sit. En ek groet die WhatsApp luisteraars en die Facebook kykers in die mooi naam van Jesus Christus. Amen. Alles wat gebeur het en gaan gebeur, is tussen hierdie twee bladsye. Hierdie boek val uit mekaar uit, julle sien het. Hy word gelees. Of hy word gepreek, want dis my preekbybel. Ek het so baie Bybels in die huis, maar hierdie is my preekbybel. As ek 'n gemeente het, dan lê hy die kerk die hele tyd. So wanneer ek hierdie boek oopmaak, dan weet ek die Here praat. Die ander is my studieboeke. Die ander Bybels in die huis. Want ek 2 groot familiebybels. Want ek weet, dis net hy wat my kon verander het. En dis net hy wat julle kan verander. Amen. Dis net hy. Hoor my mooi. Dis net hy wat jou probleme kan wegvat. En ek dink nou aan Johannes 11. Ek dink ek moet dit maar lees, sodat mense dink ek lieg nie vir hulle nie. In Johannes 11 gebeur daar baie wonderlike ding. Ek sê wonderlik, want die dood is nie vir ons 'n probleem nie. Want die Bybel sê dood, waar is jou angel? Ons vrees nie meer die dood. As jy die Here ken, vrees jy nie die dood. Jy stap net in 'n volgende dimensie. Daar was 'n tyd wat ek bang was vir die dood. Daar was 'n tyd wat ek bang was om te slaap, want ek weet nie of ek gaan wakker word. Nou gee ek nie meer om nie. Terwyl ek hier is, lewe ek vir die Here. En as ek nie hier is nie, my broer, is ek by hom. My suster. Maar weet jy wat? Te veel mense, is so heavenly minded, no earthly good. Almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil doodgaan. En hier gebeur iets. Iemand waarvoor Jesus baie lief was sterf. Ou Lazarus. Maar hy vat sy tyd. En daar's 'n lied geskryf, 4 days late. But always on time. Dis die Here wie ek ken. Amen. Amen. Nou hoor wat sê hy hierso. Die opskrif is die opwekking van Lazarus. Baie mense glo nie aan die opstanding uit die dode nie. Ek gee nie om nie. Ek gee nie om as hy glo of nie glo nie. Ek is nie daar om iemand te oortuig. Ek is nie. Al wat ek moet doen is, ek moet Christus vir julle wees. Ek moet sy lewe openbaar aan elkeen van julle. Julle moet Jesus in my kan sien. Wanneer my buurman my kwaad maak, moet die mense die Here my sien. Want ek moet ook kan uitskreeu, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons kop ons kuite te styf, elke keer as iemand ons kwaad aandoen. Kom nou julle, dis net ek wat beheer hierdie goed. Dis net ek wat voel ek wil iemand se nek omdraai as hulle my kwaad maak. Maar dan kom die Gees van God. Die vrug. Daai vrug is Jesus Christus hoor. Dieselfde vrug wat hulle van die boom af gepluk het en die sondeval gekom het, was dieselfde vrug wat aan die boom gehang het, die kruis.
Daai vrug moet binne my en julle wees. Die vrug van die Heilige Gees. Hoor mooi. Vader, Seun, Heilige Gees kan nie apart werk nie. Dis een. Vader bewys sy liefde dat hy mens word en die mense sien hom as die Seun van God. Maar toe hy sê hy is die Seun van God, toe wil hom kruisig, want hulle weet, hy maak homself een met God. En dit was godslasterend geweest om so te praat. Ek wil julle, kan ek julle vandag 'n vraag vra, terwyl ek so nie copy en paste nie? Ek love daai. Weet ek het baie copy en paste preke gehoor, hoor. Miskien doen ek dit ook en ek weet dit nie eens. Ek wil julle 'n vraag vra. En hierdie vraag weet ek nie hoekom die Here dit op my hart lê nie. Die vraag vanmôre is: waar is Jesus Christus? Wie is hy? Hy is die Seun van God, sê die woord van die Here, né? Waar is die Seun van God nou? Pastoor, hy is in die hemel. Waar sê dit hy is in die hemel? 1 Johannes 5 sê so mooi, hy sê daar's 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een. Waar is die Seun nou? Hy was nog altyd die Woord, my broer, my suster, hy was nog altyd die Woord, want dis wat die Here sê in die woord van God. Johannes 1 vers 1. Hy was nog altyd die Woord, en toe hy vlees word, moes hy weer die Woord word. Ja. Weet julle, dis 'n openbaring. Maar nou, waar is die Seun van God? Elkeen wat hom aangeneem het, is hy getrou en regverdig om wat te doen? Om jou sy dogter te doen, om jou sy seun te doen. So jy moet die karakter van Jesus Christus ontwikkel, om die Seun van God vir mense te doen. Weet julle, my broer, my suster, stilte tye is die beste tyd. Gisterand sê my vrou vir my, waar was jy so lank? Sê ek was besig met die Here. Eers met die liedjies, wat se liedjies gaan ek kies? Want ek hou nie daarvan om te lank te preek nie. Ek het nie eens 'n horlosie aan vandag nie, broer Chris. So julle sal my moet sê 3. Amen. So, dis baie belangrik dat ons die woord sal verstaan soos wat die Heilige Gees dit vir ons gee. Ons moet ophou om die woord te lees met ons denkwyse. Ek glo daaraan om eers te bid en die Here te vra, dit wat ek lees openbaar dit vir my. En baie keer as ek vas en bid, dan gee ek die, weet julle wat is gebed? Gebed is eintlik om te luister. Want wat ons doen met gebed, ons kom met 'n inkopieslys. Ai, ek was daar, ek weet. Here, ek het dit nodig, ek het dat nodig. O, Here, help my hier. O, Jesus sieke. O, Here, ons wil al die siekes wil ons gesond maak. Here, ons bid vir die, ons bid vir daai. Die Here vra ons partymal, bly net bietjie stil, ek wil met jou gesels. Daar was 'n man wat eendag vir my gesê het, ek staan 3 uur in die oggend op en ek bid tot 6 uur in die oggend. Ek sê nou, wat van die res van die tyd? Spandeer jy nie tyd met die Here nie? Net dit wat jy dink vanmôre, my broer, hoor die Here. En ek dank die Here elke dag dat die duiwel nie ons gedagtes kan lees. As jy persoonlik met die Here wil wees, praat met hom in jou gedagtes, sodat die duiwel, hy moet so verward wees, hy moet nie weet wat se kant. Wanneer die Here vir jou deure oopmaak, dan weet jy dit kom van God en nie mense. Ek kry baie skimpers agter 'n preek te hoor. Kan ek dit nog sê, vanmôre? Baie skimpers.
Lazarus kom by haar en hy sê, Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. So hulle weet van 'n opstanding. Hoe weet hulle van 'n opstanding? As niemand hulle gesê het nie, want dit kom alles van die Ou Testamentiese profete. Hulle het gepraat van die opstanding. Hulle het gepraat van die derde dag. Hulle het gepraat van daar kom 'n dag dat alles gaan klaar wees. Alles gaan uitbrand. Weet nie wat gaan gebeur nie. Al wat ek weet is, daar gaan 'n einde kom aan al hierdie goed. Ja, baie profesies oor die oorlog wat nou gebeur en voorheen gebeur het. Dit moet gebeur. Hy sê maar vrees nie, want is nog nie tyd nie. Amen. Matteus 24 sê so mooi. En dan glo mense, hulle gaan nie deur 'n verdrukking gaan nie. Wie dink jy is jy? As Jesus deur daardie die pad van die Via Dolorosa gegaan het, wie dink jy dat hy net skielik niks gaan ondervind nie? Die woord van die Here sê, Jesus sê dit self in Matteus 24. Hy sê, en net na die verdrukking, broer Chris, dis hoekom ons baie keer so swaar kry. Dis hoekom ons baie keer sulke goede, want ons word getoets. Die Here toets ons. Hy wil ons vorm sodat hy ons kan vertrou. En hy sê net na die verdrukking sal die son verduister en die maan sy glans nie gee nie. Julle kan dit self gaan lees in Matteus 24. Hy sê en dan sal die seun van die mens op die wolke verskyn. En dog is voor die verdrukking. Ek skud baie keer mense se teologie hoor. Want ons moet van Genesis en Openbaring moet alles in mekaar pas. Jy kan nie hier 'n versie vat, daar 'n versie vat en 'n dogma daarop bou soos party ouens nie. Party ouens het datums gesit en ons het opgekyk na hierdie godsmanne. Opgekyk na hulle. Hierdie manne wat die woord gebring het, kragtig gesing het. Praat hulle van die 24ste September met broer my suster. Die woord van die Here sê nie is die engele weer. Toe Jesus in die vlees was, het hy nie eens geweet. Maar ons is so groot in onsself geword. Ons wil nou vir mense wys. Ons weet wat hier aangaan. Want die teken sê vir my, dis nou en dis nou. Nee. Baie gaan mislei word in die laaste dag. Baie. Dis wat die woord van die Here sê. Soos hy weet van 'n opstandingsdag. Maar Jesus sê vir aan vers 25. Johannes 11 vers 25. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. En Jesus sê vir haar, ek is die opstanding, man. Dis hoekom dit so great is oor vandag. Hy is die opstanding. Die opstanding in jou lewe, my suster, waar jy deur depressie moet gaan, waar jy probleme moet gaan. Hy is jou opstanding. Hoor jy mooi? Hy is die opstanding in jou lewe. Wat is fout in jou lewe vanmôre? Dat jy net die opstanding in jou lewe kan wees. Waardeur gaan jy vanmôre? Elkeen wat sy naam aanroep sal gered word. Want dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor hoe ek leef nie. Dit gaan nie oor wat ek doen nie. Dit gaan oor wat hy in ons doen. Ek was dood in my sonde. Ek het 'n opstandingsproses deurgegaan deur Jesus Christus wat gesê het, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Ek sal vir julle rus gee. Dis hoekom dit kosbaar is hierdie tyd wat ons dit herdenk. Hy sê, dink daaraan. Niemand het ooit geweet hy gaan uit mekaar uitgeruk word as hy sy ribbes kan sien. Toe aan tafel was saam met die disippels, breek hy die brood en hy sê, dit is my liggaam. Dit doen die kerke vandag. Hulle koop 'n stuk boerstrap brood en hulle breek hom in stukke. Hy is so vol suurdeeg en suurdeeg verteenwoordig sonde. Wat het dan gebeur van ongesuurde brood? Kan ons nie ongesuurde brood maak nie? Dit is wel gesonder ook.
Dis sulke dinge wat ek raak sien. Die stelsel het verander in die kerke ook. Die moets en die moenies. As jy nie 'n das aan het nie, wanneer jy preek nie, man, hoorie. Ek hou van 'n soet, man, ek hou van 'n mooi das. Ek het baie dasse, vra my vrou, te veel das. Maar soms voel ek net, ek wil een wees. Ek wil eintlik met my plakkies kom uit vandag. Ek wonder ek, Here, is dit die regte ding? Want ek love my plakkies. Chris, jy sien my altyd in my plakkies. Ek love my plakkies. Al het ek 'n lang broek aan, ek like my plakkies. Net so. Gemaklik. Jesus het die skoene gehad nie. En dan kom hy, dan was hy hulle voete. Die skepper van die heelal, die God van die hemel, buig homself neer en word diensbaar om iemand se voete te was. Nou was die manne mekaar se voete om te sê sorry wat ek dit gedoen het in die apartheid jare en dit gedoen het in die apartheid jare. Dis niks te doen met dit. Hulle moet die skrif reg lees. Hulle moes voete was om skoon te wees vir die nagmaaltyd. Ja, amen. En toe dit alles agterhoek. Een ou het opgestaan en gesê, nee, dis nie meer nodig om dit te doen nie, dis nie meer nodig om dat te doen nie. Ons gaan dit van nou af so doen en so doen nie. Weet julle wat? Ons weet nie waar kom al hierdie goed vandaan, totdat ons dit ondersoek. Hoeveel van ons het al agtergekom maar eendag het 'n predikant so gepraat en 'n dag sê, hoorie so, ek het 'n openbaring gekry, dit moet so wees. Dan dink ons, ons het alleen gehoor al die jare, daar kom 'n tyd waar die woord van die Here sê, dit so mooi, hy sê, dan gaan die heerlikheid die wêreld vul, sy heerlikheid. Hoe kan die heerlikheid hierdie wêreld vul, as ons nie die heerlikheid van God ken? Wie is die heerlikheid van God? Jesus Christus binne in jou. Die heerlikheid. As mense nie as Jesus in jou kan sien, gaan hulle nooit daai heerlikheid ervaar van Jesus. Ek worry nie of 'n mens pink, swart, wit, pers is nie. As ek in 'n plek inloop en ek hoor net hierdie ou sê iets en dit gee my 'n geleentheid om die Here te verteenwoordig en dien. Amen. Ander oomie sê vir die tannie daar ons spaar, hy sê, nee, ek kan nie glo sal wees Saterdag. Ek sê, my broer, weet jy dat Jesus sê in Matteus 24, in die laaste dag gaan ek die dae verkort, anders gaan geen vlees dit maak nie. Die dae vlieg verby. Die dae vlieg verby, want Jesus het gesê, hy gaan dit doen vir jou en vir my wat aan hom behoort. Ja, amen. Want as 'n stryd wat ek en jy moet stry om oorwinning te verkry. Die dae is so kort geword. Jare het maande geword. Maande het dae geword, dae het ure geword, ure het minute geword, minute en sekondes. Sekondes is dan nie meer. Hoe laat is dit nou eintlik? Ek weet nie. Ja? My jongste seun staan in die bediening vandag. Nou, hy was altyd die een toe ek die gemeente gehad het, was die een wat agter die musiek en die klankbord en goed gesit het, want die jong mense moes tegnologies alraai. Ons is so bietjie met die grys hare bietjie gestremd dan. Dan kom hy en hy klim in die kar en dan sê my vrou, die pa vir my kan lang preek hoor. Weet julle my broer, my suster, vriendin, partykeer preek hy 'n uur en 'n half. Maar as ek so vasgevang in hy skree, want hy soek op Facebook live, en dan kyk ons nie. Dan sê ek vir my vrou, hulle het gepraat van my eie pa.
Hy kom nie eens by die punt. Hierdie aeroplane wil nie land nie, man. Want dit was lekker daarbo. Weet julle wat? My gees is so vol goed. Ek weet nie waar om te begin, waar om te eindig nie. Maar ek weet dat die gees van die Here my lei om sekere dinge te sê. En weet jy, hy sê hy is die opstanding en die lewe. Het hy nie gesê, ek het gekom vir julle lewe te gee en dit in oorvloed nie? Daai oorvloed is nie net geld en huise en karre en goedes nie. Is oorvloed van liefde, vreugde, blydskap. Jo, man, wat meer belangriker is al die ander goedes. Kan ek vir jy ietsie sê? As jy op jou doodsbed lê met 'n siekte en daardie siekte gaan jou dood veroorsaak, kan jou bankrekening vol wees. Dit gaan jou niks help nie, man. Ja, is waar. Dis hoekom die Here sê, bid vir ons daaglikse brood. Hy sal vir vandag voorsien. Hy gaan vir vandag voorsien. Baie min mense leef so. Ons werk 'n budget. Dit moet almal 'n budget. En die vrouens in ons lewens wil sekuriteit hê. Ek dank die Here, my vrou, hy sekuriteit lankal gegee. Sy worry nie meer nie, want sy weet die Here is in beheer van ons lewens. Die tyd toe ek 'n salaris getrek het, sy geweet, elke maand is die salaris daar, dit gaan gedoen word. Nou is daar nie 'n salaris nie. Dis lewe in die hand van die Here uit. Weet julle, dit is net awesome om te kan weet. Ek wil vir julle sê, dis nie maklik nie, maar ons moet net vertrou. Hy sê, en wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Baie mense verstaan nie. Die dood is nie die einde nie. Dis die begin van jou ewig. En ek wil weet vandag, is jou ewigheid, is julle ewigheid secure in Christ? Is julle ewigheid in hom? Of in julle eie begrafnisskole so? Die mense wat nie eens glo hulle gaan lewe na die tyd nie, want hulle glo nie daar's lewe na die dood. Ek is jammer. Ek weet. Dat as ek my kop gaan neerlê, gaan ek 'n nuwe liggaam kry, sonder pyn. Dan gaan net 'n rukkie van hartseer wees, wat die trane sal stort oor die mense wat skreeu, tande knap. Dan tande is nie wat jy kleerling gesê het, kleerling verstoot. Jy sal tande voorsien word, jy sal nie op jou gums knap, jy sal tande kry. Weet julle, sekere dinge sê mense, onthou dit al. Ek wil vir julle iets sê vanmôre. Dis die beste plek om te preek, is by. Waar het Jesus gepreek? Waar het hulle gebid? Onder die bome. Amen. En die hoopte. As ek nou 'n stukkie brood gehad het, kon ek dalk daai stukkie brood nou oopgebreek het, sodat almal 'n stukkie brood kon hê. Maar hy het vir die disippels gevra, wat het julle om te gee? Hy verwag vandag van my en vir jou, wat het jy om te gee vir my? Ek het 2 stukkies brood, 'n stukkie vis, is al wat ek weet, hoe baie mense soek. Voor dit in sy hand. En hy vermeerder het, sodat almal sal eet, en daar sal oorbly. My vrou maak vir ons kos, ons is net so niet op die pad, ek is nie tot bekering
Wow, man, ek is aan die brand vir die Here en ewe skielik daag hulle op na Sondag kerk, daag my hele familie daarop en ons het nie genoeg kos. Hierdie is 'n ware storie, hoor. Die een wat kan getuig, is die Here en die ander een is my vrou. Ja, en ons het net hierdie paar stukkies hoender, aardappeltjies, groente. Nou wonder ons, moet ons dit nou in die oond los of gaan ons maar op die mense sê wat julle saam eet? Nee, ons moet die Here vertrou. Die Here sê ons kan dit doen. En soms tel jy so, daai stukkie oordreef, daai en elke stukkie. Die dag, die ander swaar, en my sussie en sy kinders ook daar op, en ons oor nee, Here, dit kan nie gebeur nie. Daai dag skep my vrou alles in bakkies. En ons sit die borde neer, elkeen vat 'n bord nadat ek gedank het. Al wat ek het gesê, dankie Here vir voorsiening. Partykeer jou kortste gebed is die kragtigste een. Amen. Al wat ek kon sê is, dankie vir voorsiening. En julle gaan nie glo nie, ons het klaar geëet, dat oorgebly, ons het die middag toe broodjies gemaak daarvan, en ek het die volgende dag werk toe gekom. Amen. Dis wat God nog steeds doen. Glo dit nie, want ons gaan deur al hierdie punishment. Dit steel ons geloof, want die duiwel lieg vir ons. Sê dit is 'n storieboek. Ek het ook gedink dit is 'n storieboek. Ek was die grootste lasteraar wat daar ooit was. Ek het mense seer gemaak, sleg gesê wat kerk wil gaan hê. Sê van julle mense, julle judge net. Ek net op bekering gekom en ek sien die manne met die tattoos en dink ek, Here, red daai man. Kan ek vir jou sê, my broer en my suster, daar's manne wat getattoo is tot hier, wat moordenaars was, wat in gang related was, wat die Here verander het. Wat doen hy met daai goed? Hy gebruik dit as 'n getuienis, wat deur God hom gehelp het. Amen. Hy was genadig geweest, sodat hy nie gesterf het. Ja. Weet nie hoeveel mense Johnny Lang ken nie. Is een van die grootste gang-related manne in Amerika. Hy preek in die tronke. Het lyk of hy klere aan het, al is hy kaal. Ek wil vir julle sê, as God iets doen, dan doen hy dit goed. Ja. Here, ek maak so. Ek gaan net gou Hebreërs 6 lees. Ek weet nie hoekom nie. Kom ons hoor net wat sê die Here hierso. Hebreërs 6. Ek hoor. Ek gaan baie mense skik vir woorde met die gedeel. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente te lê van die bekering. Ek was in 'n kerk gewees waar elke Sondag jy ou so skreeu die bekering gaan en elke Sondag dieselfde mense tot bekering kom, want hy maak hulle so bang. As jy tot bekering gekom het, hoekom sê jy in 'n bid wees my nietige sondaar genade? As jy uit jou hart uit die Here gevra het vir vergifnis, dan vergewe jy. Moenie dat die duiwel vir jou sê jy's useless nie. Want hy het jou identiteit gesteel. En jou identiteit is in Christus. En jy glo nie meer 'n woord wat hy sê nie. En moenie elke keer in die aande sê ek bekeer my van dit en dit. Jy het een keer verander en jy bly verander, want jy bly in sy geselskap en jy bly met hom loop en jy bly met hom praat en jy bly hom soek, man. Ek het 'n probleem met one side, always side, maar op 'n manier is dit die waarheid, as jy waaragtig gered is, sal jy gered bly. Want hy wat in jou woon, is sterker as een wat in die wêreld is, en ons moet dit begin glo.
Die duiwel gebruik mense net soos wat die Here mense gebruik. Die Here weet, en die duiwel weet, waar ons tekort kom. My geduld is nooit so. Dan stuur hy mense op jou pad, om voor jou in te ry. Ja, ons ken ons daai ou. Hulle geen padmaniere. Wat doen jy dan? Ek het die mooiste ding gehoor. Ek sal dit altyd gebruik. En ek doen dit tot vandag toe. Daai kassiek voor my indraai met sy klomp mense in die kar. Die Bybel noem hulle kassieke. Ek kan my nie toesluit vir daai woord. As stuur ek om hemel. En eendag gaan ek in die hemel kom, gaan die Here vir my sê, sien jy daai kassiek daar? Ek het nooit my hele lewe gesien, Here. En daai dag, by voor jou ingery, die stuur jy om hemel toe. En die woord van die Here sê, dat jou woorde dra krag. Jou woorde is kragtig, dis opbouend, en dit kan afbrekend wees. Dit gee lewe, of dit gee dood. Is die woorde wat jy uit jou mond uit. Jou identiteit is in Christus. Ja, ons almal gaan deurgaan. Almal word kwaad. Ons is nodig om altyd te sondig. Ek kan nou nog nie glo ek het so baie geduld beoefen in die laaste paar jaar nie. Ek het nie so baie geduld gehad nie. Vra my vrou. Jare terug in Pretoria se verkeer. Dis toe ek nog wild en wakker was. Nou nog meer wakker, maar daai tyd was ek mal. Nou staan in die verkeer, en die verkeer gaan staar. Vrydagmiddag in Gauteng, is nie lekker nie. En hier jou bly my vrou kyk, en ek bly my vrou kyk. En ek sê vir die vrou, daai ou moet nou ophou om jou so. Daai trekking was te lank, ek breek my deur oop, en ek haal hom uit sy kar uit. Ek geef hom 'n pak slaag, net daar in die verkeer. Ek sê, hey, hou jou op jou plek, man. Dis my vrou hier. Hou's aan manne wat my vrou drukkies gee in die kerk. En ek is nie so jaloers nie, want ek weet. My vrou is om my gegee. En sy het my baie, baie deurgehad. We are a team. Kyk wanneer jy deur dinge gaan, wat jou vrou jou aan sê. Moenie worry nie met my. Sê wanneer jy deur iets gaan. Amen. Deur die genade van die Here sal ons nie deurkom. Weet julle wat is die grootste hartseer van alles van die bediening? As jy net gemaklik raak, dan sê die Here vir jou, baie dankie, baie dankie. Want ons lief geword van mense, dan moet ons hulle los. Maar as die Here gepraat het, moet jy gaan. 3 keer in my lewe lang trane gehou oor mense wat ons 'n pad mee gestap het, lief geword het voor. En baie van die ou mense het gesê, pastoor, jy kan gaan net waar jy wil, maar as ek sterf, begrawe jy my. Ek het al kilometers ver gery om daai beloftes na te kom, hoor. Ek is eerlik. 3 keer in my lewe. Ek het baie ver ry om 'n begrafnis te doen. So wat jou beloftes, jou nie pak slaag nie. Hy sê, om weer die fondament te lê van die bekering uit die dooie werke en van die geloof in God. Weet julle wat? Werke en geloof loop saam. Ek sien jou geloof deur die werke wat jy het. Maar ons moet een ding onthou. As jy uit jouself uit probeer om heilig te wees, gaan jy sukkel.
Jy moet die Heilige Gees kans gee. Filippense 1:6, hy sê, hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit volbring. As die Gees van God in jou woon, dan hy 'n goeie werk. Ek sal verklaar, my spirit net aan. Ek weet daai bene kan seer raak. Hoor mooi. Hierdie lewe om saam met die Here te lewe, is nie 'n pad vir sissies nie. Manne en vrouens wat ruggraat het om se staan vir die naam en saak van die Here, veral in die tyd wat ons. Ja, amen. Ons is nog gelukkig, ons kan oor die Here praat in hierdie land. Terwyl hulle planne maak om ons kerke toe te maak en vir ons te sê wat ons mag en nie mag preek. Is jy bereid vandag om jou lewe af te lê, om jou kop afgekap te kry vir die naam en die saak van die Here Jesus Christus? Ek vra net, want die ander lande gebeur. Ons is nog baie gelukkig. Die statistieke sê, ons is die veiligste land op die oomblik om in te bly. Wat sal alweer die? Maar kyk wat gebeur in die ooste. My broer, my suster, niemand kan jou leed aan doen as God dit nie toelaat. Jy vra vir Pilatus. Pilatus sê vir Jesus, hey man, ek het die mag om jou los te laat of jou te laat kruisig. Hy sê, jy gaan nie mag as ek dit kan doen. Amen. Hy sê ja, uit die dooie werke van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Hoor mooi. Tot bekering kom. Ons sleep ons almal water toe, nee. Hulle sê ons Pinkstermense wil almal net, ons is krokodille, ons wil almal net water toe sleep om te doop. Die woord van die Here sê ons doen dit wanneer die Here dit toelaat. Dit is nie altyd nodig om dit altyd te preek. Ek wil vir julle sê, ek het al gepreek, hier is my vrug. Terwyl ek preek, kan die manne uit en lê hulle voor die kansel en hy. Nog nie iemand is gevra of hulle saak met die Here wil regmaak. Jy weet in jou binneste, die God nodig vandag. Ek het nie nodig om jou te sê om tot bekering te kom. Dis die Heilige Gees se werk. Ek bring die woord vanmôre om vir jou te sê, Jesus het julle so lief, dat hy sy lewe vir julle gegee het, en hulle het hom gemartel. 3 keer deur die Jode, 3 keer deur die Romeine, en toe moes hy sy eie kruis dra, vir jou en vir my. Hy kon lankal opgegee het, want hy kon sy eie lewe opgegee het op daai stadium. Uitgehou vir my en vir jou, om jou te sê, jy gaan dieselfde moet deurgaan een op ander tyd, en jy sal moet deurdruk vir iemand anders. Is jy bereid om vir iemand te sterf? Is jy bereid om voor 'n koeling te spring vir iemand anders? Nee, nie een van ons. Miskien vir iemand wat ons lief, maar met hom in jou is dit maklik. Ons is nie hier vir 'n kerkdiens. Ons is nie hier om te hoor hoe praat en skreeu ander man. Ons is hier om te hoor, daar's iemand wat 'n verskil in ons lewens kan maak. En hy wil elke dag 'n verhouding met jou. Nie net op 'n Sondag. Elke dag. Mense stry oor Sabbat. Kom nou nie. Saterdag is Sondag is nie Sabbat. Julle is heidene en al hierdie goede. O, die een beklei oor die doop van soveel keer en soveel keer. Wat se naam? Ek wil vir julle sê, ons moet op 'n plek kom waar ons 'n verhouding met die Here het en doen wat hy wil hê ons moet doen. Amen. Dit is ook belangrik as om jou woord te lees.
om te preek. Dis lekker om oor die grootheid van God te preek. Maar is nie lekker om te sien iemand sit in die voorgestoeltes van 'n kerk en ander pastore sleg maak en ander mense. Ek moes nou die dag vir iemand in die dorp gesê, jy sit in die voorgestoeltes van jou pastoor se kerk en geen maniere nie. Jy dink jy gaan hemel toe. Haai pastoor, hoe kan jy so kras wees? Die waarheid. Almal het mos hy kan nie aan die kerk. Dink hulle doen alles, weet alles, is my kerk, hoor. Party mense wat in kerke was nie. Nog steeds in 'n kerk. Dis nie daar vir mense nie. Dis daar vir om te hoor oor hoe sleg die sange is. Hoe sleg die predikant preek. Solank die waarheid preek, gaan iets gebeur. Iets gebeur. Handelinge 2. Preek Petrus, 'n preek wat uit die hemel uitkom. Hulle harte was aangeraak, toe vra hulle vir hom, wat moet ons doen? Jou hart aangeraak is, moet jy weet vandag, jy moet jou saak wegmaak. Daar's sekere dinge in jou lewe wat nie reg is. 'n Skeidsmuur tussen jou en God. Breek dit af. In die naam van die Here, breek dit af. Klaar die werk gedoen. Dis volbring. Weet julle wat beteken tetelestai? Dit is volbring. Weet julle wat beteken? In die Ou Testament as jy 'n oorlog gewen het, die oorlog is verby, dan sê hulle tetelestai. As jy iemand geld geskuld het en jy dit afbetaal en is klaar, of iemand het dit kom betaal, dan sê hulle tetelestai. Baie min mense weer. Hy het nie verniet geskree nie. En hy het nie verniet gesê, o, Eli, lama sabachthani. Want hy weet, daar kom tye in jou lewe, my broer, waar jy sê, my God, waarom het jy my verlaat? Want partykeer in jou lewe voel dit, hy's nie daar nie. Hy sê, ons net die pastore deur moeilike tye gaan. Amen. Net ek wat partykeer net voor die Here sit, ek kan nie bid nie, trane loer. Ek het nie 'n woord om te sê nie, Here, maar hier is ek. En die hemel is op die opkring. Net hy weet wat die deel gaan. Ons is te maklik om mense se sy gevoelens wil gaan roer om te sê wat jy weet. Gee dit vir die Here, nie vir mense nie. Hy weet. Hy het die prys betaal. Nie jou vriend, nie jou man, nie jou ma of jou pa, nie jou vriende, niemand. Hou na hom toe. Begin die woord ondersoek wanneer die manne preek. Want daar soveel predikers vandag wat die mense hou toe vat oor. Hoor mooi. Die goed wat hulle preek. Ek sê dinge reguit, my vrou ken my ook. Ek weet nie wie almal wie vir van Rensburg ken wat in Stilfontein was. O profet. Saterdag wanneer hy live was en hy het altyd gesê, die man van Pretoria, hy pastoor van Pretoria, gaan my weer SMS. Dis ek. Kom snerp praat nie, moenie nonsens praat nie. Moenie vir my sê, jy gaan vir ewig aan hierdie stuk vleis rondloop nie, want ek wil nie. Ek wil nie langer in hierdie vleis rondloop nie, ek soek 'n verheerlikte liggaam, man. Ons lewe agter tralies, soos diere. Die Here wil jou vry maak. In hierdie wêreld en sy dinge. Besef een ding vandag, dis klaar. Dis gedoen. Heilig gedoen. Vir jou en vir my. Kom ons aanvaar dit toe. Moenie die goed uitredeneer nie. Dank die Here net elke dag. Amen.
Dank hom elke dag vir sy liefde, sy genade en sy barmhartigheid. Dankie dat hy jou so lief gehad het, dat hy jou plek ingeneem het. In Jesus Christus naam. Amen. Dis nou die tyd vir die altaar kollings, né? Nee, ek glo nie daarin nie, dis 'n saak tussen jou en die Here. Maar ek sal volgende week sien as ek julle raakloop in die dorp of waar ook al. Baie mense al gepreek by hulle kerk en 'n week later kry ek 'n pick-up-py. Hey, dan vloek die man die vrou, man. Wow. My broer, my suster, waar is die vrugte nou? Daar een vrug, en dis Jesus Christus binne in jou. As hy nie daar is nie, sal jy maar alles probeer. Kyk op! Jou verlossing is naby. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons sluit af met 'n lied. Hierdie lied het ek ook gisteraan opgelaai, want ek weet, dis vir my baie belangrik, dat ons moet besef, Jesus het 'n goeie werk begin. En as hy dit aan jou begin, gaan hy dit klaarmaak. Amen. Prys die Here. Ja? So nou. Ek het nie brille aan nie, geef my. Dit is klaar, hy het die prys betaal, die ewige lewe gekoop, vir jou en vir my. Dankie Here. Hy leef, die graf is leeg, die dood is oorwin, vergifnis vloei soos riviere, vir jou en vir my, 'n nuwe lewe, hy maak ons vry. Mag die Here jou vul met vrede, mag sy liefde jou hart omvou, mag hy hoop in jou lewe bring, en nuwe krag vir elke dag. Mag die Here jou lig laat sien, in donker hou hy jou vas, mag jou huis gevul wees met vreugde, sy genade altyd by jou. Hy leef, die graf is leeg, die dood is oorwin, vergifnis vloei soos riviere, vir jou en vir my, 'n nuwe lewe, hy maak ons vry. Sonde hou ons nie langer vas, geen skuld kan bly staan, Amen. die prys is betaal, dit is klaar, Oh, dit is klaar. glo dit. Hy leef, die graf is leeg, die dood is oorwin, vergifnis vloei soos riviere, vir jou en vir my, 'n nuwe lewe, hy maak ons vry. Mag die Here jou vul met vrede, mag sy liefde jou hart omvou, mag hy hoop in jou lewe bring, en nuwe krag vir elke dag. Mag die Here jou lig laat sien, in donker hou hy jou vas, mag jou huis gevul wees met vreugde, Oh, halleluja. sy genade altyd by jou. Amen. Amen.
Ek sluit af met die. My kleindogter dink nie ek is altyd lekker as ek so dans in die huis nie. Maar as die Here jou vry maak, gee nie om wat mense dink nie. Amen. Dans vir die Here. Man, dans vir die Here. Ek het vir die wêreld gedans van 7:00 die oggend tot 7:00 in die oggend. Of 7:00 die aand tot 7:00 in die oggend. Ek gedans op die dansvloer. Diskoligte. Man, was net nag. Dank die Here vir sy genade. Amen. Nou as daar 'n liedjie opkom soos die in die huis, dan dans ek. Kyk my kleindogter my so uit. Sê, "O, hierdie ou pa is nie lekker nie." Die woord van die Here sê, as ek uitsinnig is dit tot eer van God. Maar as ek by my sinne is dit tot eer van mense. Mag die Here julle behoed. Mag die Here julle bewaar. Mag die Here se aangesig oor julle skyn, julle genadig wees. Mag die aangesig van die Here oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Mag die dag se woord 'n verskil in jou hart maak en nie net jou denke. Mag die saad wat vandag gesaai word iemand nat maak sodat God dit kan laat groei. Ek bid dit in Jesus Christus naam. Baie Jesus liefde aan elkeen van julle. Nuwe gesigte wat ek hierso vandag sien, ou gesigte. Maar my liefde vir julle sal altyd daar wees. Amen. Amen. Prys die Here. Daai liefde kom van binne af. Dis nie hand om die nek soen op die bek liefde altyd. Kom diep binne uit die hart. Mag die Here werklik julle vrede gee met alle verstand te bowe. Daai vrede. So jy hoor baie mense, "O, shalom, shalom, shalom." Nou die vrede in die huis. Ja? Ken dit nie. Amen. Maar ek bid dat hy vrede oor julle sal reën soos nooit tevore. Mag dit julle beste jaar ooit wees. Ek weet nie of iemand verjaar vandag nie, maar laat dit die beste jaar wees. Mag die Here werklik vandag altyd in jou hart bewaar. En kom vir nog, soos altyd gereed. Nee broer. Ja, hier waar die Here is daar vrede. Hier waar die Here is daar vreugde. Ons dans vir die Here. Amen. Prys die Here. Geseënde tyd vir julle verder. Geniet die karavaanpark soos altyd. Ek dink dis die beste karavaanpark wat daar ooit is. Kyk op Facebook. Dis die mooiste. Broer David. Amen. Prys die Here.